Goeiemôre vriende, sit vanmôre besig met voorbereiding vir die dag en tipies soos wat ek maar maak, is terwyl ek voorberei om my admin te doen. Kyk ek na al die video's wat deur die nag ingekom het, onder andere die Afrikaanse nuusberig en goede wat in die wêreld gebeur. En goede op sosiale media en so aan wat afspeel in die agtergrond terwyl ek besig is. En daar kom 'n video op van Kolonel Wynand de Tooy. En dit gaan oor 'n fees wat hy die naweek bygewoon het en die konteks van dit alles gaan oor kultuur. En toe ek dit hoor en ek luister na die manier wat daaroor gepraat word en daar's baie van die mense wat daar is wat ek persoonlik ken ook, toe tref dit my dat die studies waarmee ek besig is en die goed wat ek in diepte indelf in die Bybel, het 'n goue garing deur dit wat absoluut waar is. En dit is eerstens wanneer ons sê ons dien 'n God wat getrou is, 'n God wat nooit verander nie. Is daar sekere dinge wat hy teweegbring wat ook nooit verander nie, en dit is lewenspatrone. En so wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons hier dieselfde lewenspatrone wat uitspeel. En ons sien dit in ons lewens vandag uitspeel. Absoluut, veral in hierdie tye. En die term wat in my kop opgekom het terwyl ek kyk oor hierdie kulturele goed relevant tot hierdie fees, is die woord assimilasie. En ten einde by die doel van hierdie opname te kom, wat handel oor 'n assimilasie, wat maar een deel is van 'n groter prentjie, wil ek iets aanspreek wat baie prominent is tussen ons mense. En daar's 'n geloofsbeweging en ek oordeel nie oor hulle nie. Elke ou doen die beste met wat hy het, teenoor dit wat hy in sy gees voel, is relevant tot sy diening tot God. En dit is dat die boere Afrikaners, as ek die term los kan gebruik, is die sogenaamde Israel, en dat die Israeliete wat in Israel is nie die ware Israel nie. En ek gaan nie kritiek lewer oor dit nie. Maar die realiteit is, ek kyk dan na, en dan vra ek myself 'n vraag af, sien die mense nie die groter prentjie nie? Jy sien God, as jy kyk na die Bybel en jy kyk na profesie en jy sien die manier wat die Bybel in mekaar gesit is, dan sien jy dat God het Israel gebruik en dit is hoekom hulle 'n uitverkore volk is om te dien as 'n voorbeeld vir die res van die wêreld. En dat dieselfde patrone en dieselfde dinge wat van toepassing is op Israel, so ook van toepassing is ook oor al die nasies en die mense oor die aarde. En dit is die doel van die Bybel, sodat ons die Bybel kan gebruik as 'n riglyn, as 'n user manual, om vir jou te sê onder watter omstandighede handel jy hoe, en wat is die vereistes van God. En dit is op die einde van die dag hoe dit is. En ek dink ten einde dit tentoon te stel, kom ons gaan gou deur die patrone, parallelle, tussen Suid-Afrika en Israel. Ons ken nou al die storie van Israel, van die skepingsverhale, waar God Abraham uitgekies het en hoe dit gevloei het tot en met Israel wat in Egipte is. En kom ons begin by die storie van Egipte. Israel word uitgevoer uit Egipte uit met 'n belofte. 'n belofte van hoop op 'n beter bestaan in 'n land wat God al vir Abraham beloof het. Parallel tot dit, het Suid-Afrika sy ontstaan gehad as 'n moderner moondheid, as 'n moderner plek, as gevolg van mense wat gevlug het oor die oriëntasie teenoor God. 'n godsvreesende mense, wat beweeg het na 'n nuwe grondgebied, presies dit wat Israel gedoen het, met die belofte en die hoop van 'n beter bestaan. So ons begin sommer uit die staanspoor uit op presies dieselfde wegtrekpunt as Israel. Ons sien dan dat Israel kom in Kanaan, waar hulle self wy aan God. Suid-Afrika, in dieselfde konteks, kom in Suid-Afrika aan. Jan van Riebeeck maak 'n gelofte aan God. En ons kry twee ander geloftes, waarvan die bekendste die 16 Desember gelofte is, en hierdie land word gewy aan God, presies soos wat Israel dit gedoen het. Ons vind dat in Israel se geskiedenis kom die bure en hulle val Israel aan, maar God beskerm hulle. En Israel word al hoe magtiger, ten spyte van die feit dat hulle 'n kleiner nasie is as die ander. Suid-Afrika gaan deur 2 boereoorloë, gaan deur 'n grensoorlog in die wêreld wat opstaan teen hulle, en ten spyte van dit in die geskiedenis het Suid-Afrika almagtiger geword. Hierdie klein mensies word almagtiger. Ons ouer mense wat uit die
dink hulle noem ons Generation X of iets daarvoor. Kan getuig van dit, maar daar is ander goed waar ons ook kan getuig. Jy sien maar, daar begin probleme insluip. Maar as dit die realiteit is wat parallel is teen Israel en Suid-Afrika, is dat Israel leef in vrede en welvaart. Hulle raak magtig en ryk. Suid-Afrika dieselfde. Ons ontwikkel 'n land waarin ons in vrede lewe met mekaar en waar ons al hoe magtiger word. Maar net soos Israel. Parallelle met die Bybel, absoluut tot hier. Ontdek ons rykdom, goud en diamante word ontdek in hierdie sypunt van Afrika. Welvaart word aan die orde van die dag en geld word rondgestrooi like nobody's business. Wat dan eventueel ontwikkel in losbandigheid en goddeloosheid en die arrogansie wat groei in al hoe dieper vlakke. En hierdie arrogansie teweeggebring deur geld, welvaart, rykdom. En dit roep natuurlik Messias se woord na vore, Matteus 6 vers 24, waar hy sê, niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis 'n waarskuwing wat hy ons gee. As ek kyk net na die verlede en ek kyk in 'n lewe waarin ek ook gepartisipeer het, waarin ek ook deelgeneem het, dan gaan ek 'n paar punte noem van A tot H, wat die simptome is van hierdie stand wat jy bereik wanneer jy in hierdie arrogansie en hierdie geld mag lewe. Ons word galsig en streef welles na. Ons leef dekadent, die almal beter as die ander. Ons bekommer ons nie oor die dag van môre nie, want ons word dan so geseën. En dan begin ons hier inherent lê in 'n vervolgingsbaan. Naaste liefde is eerste by die deur uit. Jy sien, hy het vir my so gesê, so hy moet daan lê en daai en dit gedoen en sis en so en dit gaan net oor ek is reg, jy's verkeerd, kom ons laat jou vervolg. Net soos in Micha. Hervorm God en hervorm bediening. En dan bedoel ek nie dit aan 'n ander konteks nie. Ons as mense bereik 'n punt waar die metodiek hoe ons God dien nie meer inpas by ons lewenskeuses en ons lewenstyle nie. Soos in Micha stel ons predikers aan en mense aan wat doktrines bring wat ons lewenskeuses regverdig en ons so eintlik okay is wanneer daar vir ons gesê word hoe ons lewe. Israel het dieselfde gehad. Presies dieselfde. Met 'n arrogansie teenoor God wat grensloos is. Ons het 'n onmeetbare selftrots van die eie ek gekry. Korrupsie word weggepraat, ja, en nou praat ek self van die ou Suid-Afrika. Vir die manne wat gewerk het in diepe staatsregeringsinstansies, kan getuig dat daar korrupsie selfs was in die sogenaamde ou Suid-Afrika. Dan die finale in ons lewe van ontkenning. Ons weier om te kyk na onsself, om te sê, wat se foute maak ons, waar staan ons teenoor God? Want ons is okay, my pastoor en my prediker en my broeder en my diaken en almal sê, eintlik is jy okay. Want ons vergeet, ons is okay, omdat ons genoeg geldjies gee na die bediening toe. En wat is die gevolg? In Israel se geskiedenis, ons is nou weer besig met die parallelle, sien ons Efraim gaan 'n ballingskap met Assirië. Juda gaan 'n ballingskap met Babylonië en getrou aan God. 70 jaar later restoreer hy hulle. Hulle verval weer 'n keer in presies hierdie selfde dinge wat ek nou net genoem het en hulle gaan weer in ballingskap 70 AD deur die Romeine. In Suid-Afrika. Die wêreld se druk op Suid-Afrika toe en die Suid-Afrikaanse gelowige gaan in 'n geestelike ballingskap. Dit waarna ons tans is, wat ek seker is, 10 teen 1 gaan uitloop in 'n fisiese ballingskap.
Hoekom sê ek so? Daar is sekere tekens wat ballingskap het, en ek gaan hulle nie in 'n spesifieke volgorde gee nie, ek gaan hulle gee soos hulle is. Die eerste een is assimilasie. Assimilasie beteken jy moet verander en inpas by die meerderheid. Jou getrouheid aan God pas nou nie meer so lekker in nie. Pas hom bietjie aan. Verwêrelds dit, sodat jy deel kan word van dit wat die wêreld verteenwoordig. Jy verloor jou eienaarskap waarvan expropriation maar net een van die fases is van dit. Jy verloor eienaarskap oor alles, jy sal niks besit nie, soos Klaus Schwab sê, jy sal niks besit nie en jy sal gelukkig wees daaroor. Dis 'n wêreldnarratief. Jy verloor jou identiteit. Jou identiteit word weggeruk en verdruk, sodat jy die deel vorm van die groter hoeveelheid, en ons ken dit meer bekend in Suid-Afrika as die Rainbow Nation. Jou kultuur word ontken en enige iets relevant tot jou kultuur word 'n vloekwoord. Jou vryheid en jou sekuriteit word jou ontneem. Jou sosiale, kulturele, opvoedkundige en werk. Dink maar net aan die 144 gebaseerde wette, omdat jy blank is. Jy word 'n vreemdeling, waar jy ook al is, jy pas nie in nie. En dit bring jou dat jy gedisoriënteerd is, jy weet nie meer waar om te kom en te gaan nie. Kyk maar na die armes onder ons wat aan SASSA moet deelneem en staatshospitale moet gebruik, hulle word soos vyande behandel wanneer hulle in daai plekke kom. Hoekom dit alles? En kort, as gevolg van ons ontrouheid teenoor God. Presies soos dit was met Ephraim, presies soos dit wat elke keer was met Juda, as gevolg van ons ontrouheid teenoor God. Punt. God kom dan en hy ontneem ons van ons valse sekuriteit en die valse identiteit wat ons geskep het binne in hierdie wêreldorde. En vir die wat getrou is, die remnant, die oorblyfsel tussen hierdie klomp, hy maak ons ongemaklik in hierdie valse wêreld, waar jy die keuse moet maak, of die wêreld of hy. En dit alles in voorbereiding vir die wat volhard vir 'n nuwe beter wêreld, wat ons beloof word, waar Messias aan beheer gaan wees. Wat doen ons hieroor? Jy volhard en jy keer terug na God toe. Hebreëus het 'n term teshuva. Teshuva beteken om terug te draai na God toe en ontslae te raak van die res, sodat jy een van die remnant kan wees. Hy het dit gedoen met Ephraim, tans besig. Hy het dit gedoen met Juda, 2 keer. En so gaan hy dit met Suid-Afrika doen, maar nie net met ons nie. Met alle gelowiges op die aarde is onderhewig aan hierdie wette van God en hierdie patrone van God. Ons moet nie stomsinnig wees en ons blind staar teen hierdie klein doktrines nie. Die God wat ek dien, die aarde behoort aan hom. En sy patrone, sy wette, sy narratiewe, alles is van toepassing reg oor die aarde. En as jy jou oë oopmaak, sal jy sien dit is wat besig is om uit te speel. En dan die vraag, die oortreders, die wat al hierdie pyn en lyding bring. Ons sien dat Assirië wat Ephraim in ballingskap gevat het in 612 BC vernietig is. Dis waaroor die boeke Jona en Nahum gaan. Deur Babylonië en die Mede, wat die deel van die Mede en die Perse was, het hulle vernietig. Op 'n manier dat God dit teweeggebring het. Juda se eerste ballingskap, Babylonië, 539 BC het die Mede Babylonië vernietig, die Mede en Perse. Die tweede ballingskap van Juda, die Romeinse ryk wat hulle in ballingskap het in 471 AD, het 'n Germaanse barbaarse stamme, het hulle 'n nekslag toegedien. Suid-Afrika, check the space. En God is besig. As jy terugstaan, rustig raak, jou gees oopmaak en kyk na dit wat besig is om af te speel, ons lewe in bitter spesiale tye. Te midde van dit
gaan ek en jy deur bitter swaar tye gaan. Jou gemoed gaan stikkend raak, jy gaan jou identiteit verloor, jy gaan in flarde wees. Maar, jy het die keuse, of jy jou gaan prysgee, jou eie mens gaan prysgee, of jy jou godsvreesenheid gaan prysgee en inpas by die wêreld, of jy gaan inval by die Bybelstruktuur en die Bybelse kerkgewoontes, aanbiddingsmetodiek. Jy maak die keuse of jy jou kultuur gaan prysgee, sommer maar net om in te pas. Jy maak die keuse of jy gaan deelneem aan die wêreldorde om jou eie mense te verdruk. Dis legio. Maak nie saak wat jou keuses is nie. Ek en jy gaan die gevolg van ons keuses uitleef. Ons gaan tot verantwoording geroep word deur Messias en met die finale oordeel waarvan ons lees in Openbaring 21, gaan ons voor die Vader verantwoording doen vir ons keuses. En ek en jy op die aarde, maak nie saak wat dit is nie, as jou keuse nie vir die wêreld is nie, is daar prys om te betaal teenoor die wêreld, want hulle gaan dit nie ligmoedig net afmaak, as maar net 'n keuse nie. Ek en jy is gelowige, moet volhard. By definisie, wanneer die woord volhard gebruik word, beteken dit swaar trek. Al aan die een kant vererg. Mense moenie dat die swaar kry, die moeilike dinge, dit wat in die wêreld aangaan, jou laat moed verloor nie. Ons almal ondervind dit, ons raak verlore op hierdie pad van die wêreld met swaar kry en dit is so maklik net om verdwaal te raak. Totdat God jou op een of ander manier tot stilstand druk en jy bietjie asemhaal en om jou rondkyk en sien. Dit gaan met ons almal so, behalwe die wat deelneem aan die wêrelddeel. Met hulle blyk dit alles goed en wel te gaan. Wat 'n ontnigtering, die dag wanneer hierdie kaartehuis in mekaar tuimel. So al wat ek kan sê, volhard. Moenie jouself prysgee vir dit wat in die wêreld aangaan nie. Dis nie die moeite werd nie. Op die einde van die dag gaan ons almal om die heilige kampvuur sit en lekker skerts en glimlag en lag en vreugdevol wees oor die prys wat ons betaal het om geken te word as kinders van God, uitgekies deur die lam met sy bloed, met die kroon wat deur die Vader self op ons geplaas word. Al wat ek kan sê, volhard. Geseënde dag vir julle.